Suster, vanoggend wil ek met u gesels oor ons droom vir jou en jou mense. Our dream for you and your people. So as daar nou iemand naby aan jou sit, dan sê jy, you are my people. Jy is my mens. Okay, jy is my mens. En ons het 'n droom vir jou. En ek wil jou vra om die droom saam met ons te kom lewe. So nou as ons dit moet doen, moet ons seker nou maar eers 'n paar vragies vra. Wat is die droom nou? Wat is hierdie droom nou? Nou ja, ons sit nou daar. Okay. As ek nou daar druk, jy sal nou voel. Ek gaan net saggies druk, nie hard nie. Het jy hom gevoel? Okay. Jy kan sien die karre staan ook al buite. Ek het die foto's net 5 minute gelede geneem. So dis waar ons is. Die vraag wat ons vra is, hoekom is daar 'n gemeente soos die AG Stilbaai? Wel, hier in ons mooi dorpie, ons klein dorpie, het ons 'n gemeente. En hoekom is hierdie gemeente? Maar ons is nie net hier in ons dorpie nie. Ek bedoel, ons leef dan 'n bietjie wyeer as net, weet hier die hawegebied, soos hulle sê. Ons is 'n bietjie wyeer as dit, né? Die hele Stilbaai is mos nou deel van wie ons is. En nie net Stilbaai nie, die omgewing. Okay, daar's mense wat van oral afkom en deel is van ons gemeente hier, waar ons is in Stilbaai. Maar ons is ook deel van 'n groter gedeelte van die Wes-Kaap. So, weet jy, ons het nie net 'n rol te speel hier waar ons is en in hierdie blok nie, maar wyeer in ons dorp, maar wyeer in ons omgewing. Maar ons het ook 'n rol te speel in die Wes-Kaap. Maar ons het nie net 'n rol te speel in die Wes-Kaap nie, ons speel 'n rol in Suid-Afrika. En ons het 'n rol om te speel en ons maak 'n verskil, maar nie net dit nie, ons maak ook 'n verskil reg oor die wêreld. Deur die genade van die Here het ons die voorreg om ons boodskappe uit te saai en daar's mense van reg oor die wêreld wat luister na ons boodskappe. Wat iewerster in 'n land is waar hulle nie gemeentes of kerke het en dorpies waar hulle werk, sit en luister hulle. So ons het 'n effek ook wyeer as net hier waar ons is. En ons moet dit nooit vergeet nie. Ons is nie net gemaak vir hier nie. Ek en jy is nie net gemaak om die stoel waarin jy nou sit warm te maak nie. Julle weet dit, né? Ja. Ja, ons is gemaak om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Dis waarvoor ons geroep is. So as ons dan nou hierdie hele prentjie in gedagte het, dan vra ons die vraag, wat is ons droom vir jou? En ek kan dit opsom in 'n baie eenvoudige sinnetjie. Jy, geestelik volwasse in Christus. Dis ons droom. You, spiritually mature in Christ. That is our dream for you. So sit hom nog net eers gou 'n bietjie en dink net. Jy, geestelik volwasse in Christus. Dis die droom wat ek het vir elkeen van julle. Dis die droom wat ek het vir my vrou. Maar dis ook die droom wat sy vir my het. Want ek moet ook daar uitkom. Dis die droom wat jy het vir jou mense. So dit gaan nie net oor jou as 'n individu nie. Dit gaan oor die persoon wat langs jou sit, of 2, 3 sitplekke van jou af sit om te sê, weet jy wat, né? Jy, ons het 'n droom, jy geestelik volwasse in Christus. Maar nie net hulle nie, ook die kinders, jou kinders, wat in 'n ander dorp bly.
Die mense wie se deur die genade van die Here ons die vermoë het om aan te raak reg oor Suid-Afrika. Ek het vriende wat vir my sê, nou ek luister elke Sondag na jou boodskap. En ek leer elke keer. En elke keer het ons die geleentheid dat ons mense se lewens aanraak. Maar dit is ook my droom vir elkeen van hulle, jy geestelik volwasse in Christus. So ons droom dit. Nou moet ons vra, okay, dis nou ons droom vir die gemeente, vir ons en ons vir die gemeente en vir mekaar en alles, dis ons droom hierdie. Want dis nie net my droom nie, dis ons droom. So waar kom dit vandaan? Nou, die droom. En ons droom vir jou is gebaseer op 2 dele in die Bybel. Kyk, daar's baie dele wat oor hierdie spesifieke onderwerp gaan. Jy kan as baie om te gaan lees. Maar ek het 2 skrifdele waarin ek in my konteks vashou aan die droom. Of as jy dit anders te wil noem, aan die visie. En hierdie skrifdeel begin ons by Kolossense 1 vers 28. Hy sê, hom verkondig ons. Terwyl ons elke mens vermaan, om elke mens in alle wysheid te onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Nou, hier is 'n paar baie belangrike goed wat ons net vandag vir mekaar moet sê, dat ek net vir jou wil wys. Paulus skryf van die Kolossense, en hy sê vir hierdie brief, en ons lees dit en ons sien dit, hy sê, ek doen 'n paar goed, ek verkondig Jesus. Ek verkondig hom, ek praat oor hom. Hy sê, ek vermaan. En hy sê, in alle wysheid onderrig ek. Dis die goed wat ek doen. Dis my roeping. Ek verkondig hom, ek vermaan en ek onderrig met wysheid. So as jy dit lees, dan is dit dis wonderlik. Maar nou is daar 'n woordjie, hierdie woordjie daar, hy woordjie om. So die woordjie om sê vir ons, hier is iets wat vooraf gebeur en daar's 'n gevolg. En die gevolg van die verkondiging en die vermaning en die onderrig, die lering, die gevolg daarvan is dat ons besig is om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. En ons gaan nou 'n bietjie weer by die versie stil staan. Maar ek dink is belangrik dat ons net die basis sien van wat hierdie vers sê. Hulle sê daar sekere goed wat ek doen, en as gevolg van die feit dat ek hierdie goeders doen, is daar iets besig om te gebeur. So omdat ek Jesus verkondig, omdat ek jou leer, onderrig, en omdat ek jou vermaan, is jy stukkie vir stukkie besig om te verander om soos Jesus te wees. En die waantoe is ons op pad, Jesus Christus toe. Dis nie net om jou volmaak te maak nie, dis om jou volmaak in Christus te wees. So te stel, so daar's 'n voorbeeld, daar's 'n doel, daar's 'n plek, iemand na wie toe ons gaan. Soos wie ons moet lyk. So hy sê, ek is besig om hierdie goed te doen. Nou, Jesus staan tussen 'n klomp mense, en daar's 3 groepe mense om hom, eintlik 4 groepe, sy disippels, klomp mense om hom, die mense van die dorp is om hom, maar dan is daar 3 spesifieke groepies wat so by mekaar staan. 'n Klompie skrifgeleerdes, 'n klompie fariseërs, en dan die sadduseërs. Dis die 3 hoofgroeperinge wat ons gekry het in kan ons maar sê, in sy tyd, in Jesus se tyd, onder die Jode, die Israeliete, hulle het hierdie 3 groepe gehad.
En hierdie drie groepe was die hele tyd besig om met mekaar te redekabel oor wat glo ons nie. Die Sadduseërs, ek wil nie in detail ingaan nie, het seker goed geglo. En snaakse goed, weet, daar is nie 'n lewe hierna nie, weet, soos baie ouens glo vandag. Hulle het seker goed geglo, daar's nie goed soos engele nie. Hulle het net geglo in die eerste 5 boeke van die Bybel. So die Fariseërs het nou weer 'n bietjie hulle eie goed, hulle was meer die politieke ouens geweest. En die skrifgeleerdes was die ouens wat die hele tyd met die neuse in die Bybel gesit het. So hulle het geleer. Okay. Nou, die Sadduseërs kom na Jesus toe en hulle vra vir hom 'n vraag. Hulle sê vir hom, kom ons vra gou vir jou 'n vraag. Maar dis nou 'n soort van, dis hoe hulle geredeneer het en stryery en allerlei, en hulle was besig met baie goed. Behalwe die regte goed. So hulle sê vir Jesus, hier is 'n man en 'n vrou. As hulle nou getroud is en die man gaan dood, volgens die voorskrifte van die wet, moet hierdie man se broer nou met hierdie vrou trou. En sorg dat daar 'n nageslag vir die ou wat dood is gebore word. Julle weet daai storie, né? Wie van julle is dankbaar dit werk nie meer so nie? Die vrouens ken hulle swaars. Ja, ek is doodseker daar's goeies onder hulle. Vra my swaar. Okay. So nou sê hulle vir hom, kom ons sê nou die tweede man gaan ook dood. Dan moet sy nou weer trou met die derde broer. Jy weet, nou, so hou hulle aan tot by die 7de broer. Okay. En dan nou sê hulle, nou as hulle nou eendag in die hemel kom, wie se vrou gaan sy wees? Of gaan die broers daar na ry staan en sê, kom ons sort hierdie dingetjie uit, broers. Wie kry haar? En Jesus antwoord hulle, en ek gaan nou nie by die antwoord stil staan nie. Maar toe hulle klaar geantwoord het, nee, toe is hulle stil. Hulle is net stil, want hy het hulle in wysheid geantwoord. Hulle het net stil geraak. En die Fariseërs op daai oomblik is baie chuffed. Want die Sadduseërs het nou op hulle neus gekry. En hulle staan toe nader. En hulle sê, hulle wil ook 'n vraag vra. Maar as 'n mens nou die stukkie lees, was hierdie nie 'n vraag uit nydigheid of so nie. Eintlik amper soos, wow, wat 'n antwoord het hy nou vir hierdie ouens gegee. Ons het nog nooit so 'n antwoord vir hulle gegee nie. Kom ons vra hom ook 'n vraag. En dan kom hulle en sê vir ons, watter is die grootste gebod in die Bybel? En dan kom Jesus. En ons ken die antwoord, né? And he answers them. Matthew 22 verse 37 to 40. And he said to them, or to him, the Pharisee that asked him that question, he said, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and first commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend all the law. Dis vir die Sadduseërs wat daar gestaan het. All the law and the prophets. Dis nou vir die skrifgeleerdes en die Fariseërs. So he says, these two things, you must love the Lord your God, and you must love your neighbor. Twee goed wat hy vir hulle sê, wat eintlik, hy som die Bybel vir ons op in 2 sinne, 2 verse. Hy sê, doen dit. Alles wat julle in die Bybel verstaan, ons kan onthou, daai tyd het hulle nog nie die Nuwe Testament gehad nie. Maar vir 'n argument van halwe val die Nuwe Testament net so onder daai. Hy sê, dis wat jy moet doen, dis 'n opsomming van God. Jy moet die Here jou God lief hê, en jy moet jou naaste lief hê. Met ander woorde in my taal, lewe liefde. Liefde vir God, en liefde vir mense. Dis wat hy vir hulle sê. Lewe liefde.
Liefde vir God, liefde vir mense. So gelei deur hierdie 2 verse wat ons nou gelees het, wil ek net die volgende sê. Die eerste ding is, eerste vers het gesê, jy moet geestelik volwasse wees. Want dis waar jy moet uitkom, is dit nie? Ons is op pad soontoe. Jy geestelik volwasse in Christus. En die tweede gedeelte sê, ons moet liefde lewe. Liefde vir God en liefde vir mense. So, kom ons vra eers gou 'n vraagie, wat is geestelike volwassenheid? C.S. Lewis said the following, he said, spiritual maturity in Christ is the ongoing process of being transformed into the image of Jesus, characterized by a deepening love for God, obedience to His will, and the manifestation of the fruit of the Spirit. It means moving beyond basic faith to a life of consistent surrender, humility, and wisdom, where one is rooted in Scripture and walk in Christ-like character. So, as ek nou net in my eie woordjies kan opsom, wat is geestelike volwassenheid? Dit is om soos Jesus te wees. Totaal en geheel en al soos hy. Sy ekke, lewe, sy karakter 100%. Dis geestelike volwassenheid. Nou kom ons gaan weer terug na Kolossense toe. Ons het dit net nou gelees en hy sê al hierdie goeters, hy sê, hoekom leer ek? Miskien moet ek net gou ietsie hieroor sê. Want suster, dis hoekom dit so belangrik is dat ons op 'n plek is waar ons leer. Waar ons die woord hoor. Dis hoekom dit belangrik is dat jy in 'n kerk soos hierdie kom sit en luister na die woord. Want hom verkondig ons en ons vermaan en ons onderrig. En wanneer jy besig is om jouself op 'n plek te sit en jou hart oopmaak om te luister wanneer hy verkondig word, om te luister wanneer vermaaning kom en om te luister wanneer onderrigting kom, wat is besig om te gebeur? Stukkie vir stukkie is ek besig om te verander en geestelik te groei. Want dis wat die gevolg is daarvan. So dis verskriklik belangrik dat ek nie, en ons sal net nou na 'n teksversie kyk rondom, nie versuim om by die onderlinge byeenkoms uit te kom nie. As ek nou net vinnig daai woordjie volmaak, okay? As ons hom net so lees, dan staan hy net as 'n enkel woord volmaak, en daar staan hy, maar daar's 'n bietjie meer aan die woord self, okay? En ek wil dit net gou vir jou sê. Die woordjie in die Grieks is teleios. It means growing into something. There's a goal. The goal is Christ-likeness. So it's growing into something. It means mature. I become mature from passing through the necessary stages to reach the end goal. Developed by fulfilling the necessary process. So the context illustrates how achieving maturation is 100% accomplished by God's power. Yet also requires 100% of our willing involvement. So as ek nou vir jou so kan sê. Paulus sê, hier is Jesus Christus. En daar's baie skrifdele wat praat oor die volwasse beeld van Christus, die beeld van die Seun van God waarin ons besig is om te verander. So hier's Jesus Christus in sy volheid, sy heerlikheid, sy volmaakte karakter. En hier is ek en jy. En stukkie vir stukkie, dis wat daai woordjie teleios beteken. Stukkie vir stukkie, nadat ek my hart aan die Here gegee het en tot bekering gekom het, stukkie vir stukkie is hierdie mens besig om te verander om soos Jesus te word. So ek is besig met 'n proses. So wanneer hy sê ek wil julle volmaak in Christus
voorstel, dan sê hy, ek wil hê julle moet soos Christus wees, maar hierdie woord sê, dis 'n proses waarmee ons besig is. Ons groei almal soontoe. Daar sal 'n dag kom en 'n oomblik kom by die verskyning van Jesus Christus in die lig, wanneer die bassein sal blaas en hy sy kinders kom haal, wanneer ek en jy in 'n oomblik en in 'n oogwink verander sal word, dan sal ons wees soos hy is. Dis die finale klaarmaak van heiligmaking in ons lewens, die klaarmaak van volwassenheid, dan sal ons wees soos hy, oorklee met 'n verheerlikte liggaam soos hy. Maar totdat daai dag kom, is ek en jy net besig met 'n proses van groei. So stukkie vir stukkie is ek en jy besig om te verander. So geestelike groeiproses is 'n proses van transformasie. Jy kan nie groei sonder verandering nie. Is dit so? Ja. As jy as 'n jong mens, 'n kind tot bekering gekom het die lewe nog nie baie met jou gewerk nie. Maar weet hoe ouer ons is, en jy kom dan tot bekering, dan beteken dit, weet jy, daar's 'n hele lang lewe waar ek in beheer was van myself en my lewe. En jy het geite en goede aangeleer wat glad nie nice is nie. So nou moet ons dit afleer. Jy het karaktertrekke ontwikkel wat niks te doen het met die koninkryk van God nie. Wat selfsugtig ingerig was op jouself. Nou moet ons verander. So jy kan nie verander, groei sonder verandering nie, en jy kan nie verander sonder 'n keuse nie. Jy moet kies om te wil verander. En jy kan nie 'n keuse maak sonder om iets te doen nie. So met ander woorde, as ek hier so staan, en dis waantoe ek op pad is, ek het nou my hart aan die Here gegee, en Heilige Gees kom, en hy is besig om met my te praat oor my, oor wat hier binnekant aan die gang is. Ons is baie keer so besig met wat is in ander mense se lewens aan die gang. Ons luister graag wat die Heilige Gees vir ons sê oor wat moet in ander mense se lewens verander. Is dit nie so nie? Ja. Dis maar so. Ons wil kort vir iemand sê, maar jy so, jy maak so. Kyk hoe lyk jy. Plek sit ons net stil staan en sê, Here, praat met my, oor my. Hier is ek wil verander, ek wil vernuwe word. So ek maak die keuse om te luister na u stem. En wanneer u met my praat oor goed wat in my lewe is, wat nie daar hoort nie, dan maak ek 'n keuse, Here, ek gaan dit verander. Ek gaan u vra om my te help hiermee. Want ek wil word soos Jesus. Ek wil lyk soos hy, ek wil bekleed word met sy karakter. En dis 'n keuse, en dit beteken ek moet iets doen. Ek kan nie net 'n keuse maak. Weet jy wat, ons kan kies sonder om iets te doen. Ja, ons het almal dit al gedoen in ons lewens. Maar jy moet kies en jy moet doen. Daar's 'n aksie daarbey betrokke. Nou, ek wil hê jy moet saam met my hier lees. God se primêre metode om ons te transformeer, met ander woorde te verander, is eerstens die vernuwing van ons denke. En hy doen dit deur ons identiteit, ons karakter te verander, en dit lei tot gedragsverandering. As jy, ons is baie keer besig om te fokus op gedrag. En ons sê van jy moet jou gedrag verander. En dan kry ons dit reg om ons gedrag te verander, maar vir 'n baie kort tydjie, dan kom die ou gedrag terug. Wie van julle het dit al gesien? Ja, ons almal. Hoekom? Want ons het nie die karakter binne verander nie. Want ons leef van binne na buitekant toe. So ons moet konstant op 'n plek wees waar ek gewillig is om God se stem te hoor, terwyl hy met my praat en vir my sê, Kobus, jy moet hierdie ding hoort nie in jou lewe nie. Hierdie vereer nie vir God nie, hierdie karaktertrek is nie in lyn met wat Jesus is en hoe hy is nie. En dan moet ek dit hoor en gewillig wees om te sê, ek wil dit verander en doen. En dan moet ek iets daaromtrent doen, deur my denke te verander. So dis 'n proses.
kyk na hierdie vers. Ephesians 4:20-24 says, "But that is not the way you learned Christ, assuming that you have heard about him and were taught in him as the truth is in Jesus." Nou sê hy die volgende, he says the following. He says, to put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. En is belangrik dat ek en jy gou ietsie sien hierso. Kyk gou hierso. He says, put off your old self. Who is doing the putting off? Ek en jy. Hy sê, jy moet jouself ontklee van die ou self. So we are busy putting off the old self. Hoe doen ek dit? Deur die ou self raak te sien en te sien, man, jy is 'n ongeskikte ou self. Weet, he says there, because it is corrupt through deceitful desires. Jy kan so nice wees as wat jy wil, maar dit bly die waarheid. En dit sal een van die tyd wys as jy nog nie by Jesus uitgekom het nie. So hy sê vir my, ek gaan jou goed wys, en dan moet jy dit uittrek. Jy moet vir jouself sê, ek wil dit nie deel hê van my lewe nie. Hy sê, and then what's going to happen? He says, you will be renewed. Who's doing the renewing work? Holy Spirit. Heilige Gees kom vernuwe my denke. So I get rid of my old self. My mind is renewed. And then he goes on and he says, put on the new self. Who is putting on the new self? Me. You and I. Ons. So ek moet van die ou self ontslaa raak. Toelaat dat Heilige Gees my denke vernuwe, my wys hoe lyk die nuwe ene, hoe lyk Jesus Christus vir my wys en daai karakter wat ek veronderstel is om in my lewe te hê. En wanneer ek dit sien en ek weet dis wat dit moet wees, dan moet ek myself daarmee beklee. So ek moet dit begin doen. Dit is 'n proses waarmee ons almal besig is. Billy Graham said the following, he said, when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, nothing is lost. But when character is lost, all is lost. We need to have the character of Christ in us. Want die karakter van Christus in ons sal bepaal hoe ons dit na buitekant toe leef. En dis wat mense gaan sien, wat ek en jy leef. Hoe ons leef. En dis baie keer hoe ek en jy agterkom, baie keer, het ek jou ore? Baie keer hoe ons agterkom, daar's 'n karakter in my, trek in my, wat nie lekker is nie. Wanneer die mense om my, vir my sê, moenie dit doen nie. Kyk na daai ding. Hierdie is nie reg nie. Of as my gedrag mense kwaad maak, of ongelukkig maak, of wat ook al, weet, daai goedjies. Dan sien ons dit, want ek leef mos nou my karakter na buitekant toe. So I'm a bearer of the character of Christ. Dis wat ek het, dis hoekom ek moet aan die binnekant verander, sodat my doen kan verander. En tweedens, hoe die Here ons verander is deur liefde te lewe. Deur liefde te lewe. Kyk gou, 1 Tessalonisense 3 vers 12-13 sê die volgende, en mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar. Nou, wie's die mekaar? Dis nie net jy en jou hiesie nie. Dis die mekaar. En skielik is daar 'n ou se naam in jou kop. Wat moeilik is om lief te hê. Pastoor, as jy net weet wat het hy gedoen. Ai. Maar hy sê ons moet jy sien nou maak ek geluide. Ekskuus.
Dankie vir die water, David. So hy sê ek mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar. Jy sien, maar nou breek hy nie daar nie. As hy nou daar gebreek het, was dit dalk 'n bietjie makliker. Maar nou sê hy en vir. Wat sê hy? Almal. Ook vir die bure. Hy sê en vir almal. Soos ons ook teenoor julle is. Nou kyk nou. Sodat die mens moet die woorde sien, wat daar is, né? Die woorde, die sodat koppel die vorige sin aan hierdie sin. So met ander woorde, jy moet hierdie goeders doen, en dan gaan 'n gevolg wees. Die sodat sê, daar's 'n gevolg. Hy sê, sodat hy julle harte kan versterk, om onberispelik te wees, in heiligheid, voor onze God en Vader, by die wederkoms van ons Here Jesus Christus, met al sy heiliges. So, wat sê Paulus vir Tessalonisense, vir die gemeente daar? Hy sê, ek vra Vader, dat hy julle lief sal maak vir mekaar. En nie net vir mekaar, maar vir almal. Jy sien, want wanneer julle hierdie liefde leef, gaan iets met julle gebeur. Wanneer julle hierdie liefde leef, sodat, wanneer jy hierdie liefde leef, gaan die Here julle harte kan versterk. Kom ons maak hom 'n ander kleur. Ek gaan nou smart lyk hierso. Jy moet altyd alles lees in die Bybel, né? Sien julle die woordjie kan? Wat beteken die woordjie kan? In daai konteks. Lees hom saam met my. Sodat, met ander woorde, dit gaan die gevolge wees van wanneer jy liefde het. Wanneer jy mekaar lief het, dan kan hy julle harte versterk. Om wat te wees? Heilig te wees. Onberispelik te wees, soos Jesus te wees, met ander woorde. As jy nie liefde leef nie, wat dan? Jy sien, God is liefde. Sy opdrag is liefde. Sy hele bewys van sy hele lewe is liefde. Broer en suster, as ek en jy liefdeloos is ek en jy niks. Daar's so baie verse in hierdie Bybel wat sê, as ons sê ons het God lief, maar ons het nie ons naaste lief nie, dan lieg ons. So die Here sê, die woord sê, ek en jy moet liefde lewe. En as ek liefde lewe, dan kan Vader, dan kan hy my versterk, sodat ek kan onberispelik lewe, so my lewe gaan verander, stukkie vir stukkie, is hy besig met my, soos ek liefde lewe, so kom verander hy my. Sodat ek kan uitkom by onberispelikheid, met ander woorde soos Jesus, en heiligheid soos Jesus. Eintlik, weet jy wat is hy besig om te sê? Hy sê, weet jy wat, as ek nou sommer nou net na 'n ander plek toe kan vat. Hy sê eintlik vir ons, julle moet regtig liefde lewe onder mekaar, en vir almal, dit sluit in liefde vir God. Hy sê, want as julle liefde leef, wat gaan gebeur? Julle gaan stukkie vir stukkie julle bruilofskleed reg kry. Sodat by die wederkoms van ons Here Jesus Christus met al sy heiliges, julle gereed gaan wees. So jy vra, hoe kry ek 'n rein bruilofskleed? Begin liefde lewe. En stukkie vir stukkie gaan die Here jou lewe verander, happie vir happie. En hy gaan met jou praat, en hy gaan met jou deel, en hy gaan met jou werk, en hy woel met jou. Is hy nou besig om met jou te woel nou? Ek hoop so. Nou, ek het die volgende geskryf. Ek gaan dit nou lees, en ek wil hê jy moet dit saam lees
Ek kan dit net vir jou sê, maar ek is bang ek verloor ietsiekie in wat ek sê. So, lees nou saam met my, net die volgende paar reëls, asseblief. Om liefde vir God en ander uit te leef, versnel geestelike groei. Deur die hart te transformeer om Christus se karakter te weerspieël. Die fokus vanaf self na diens toe te verskuif en 'n diep uitvoerbare gehoorsaamheid te bevorder. It moves faith from intellectual belief to practical sacrificial action, which matures, breaks selfishness and creates a transformational life. In wese verander die lewe van liefde die gelowige in 'n persoon wie se lewe die karakter van God weerspieël. Ek het nou net gesê God is liefde. Wat lei tot diep geestelike, morele en emosionele volwassenheid. Love is not a philosophy or a feeling, it's an action. But love is not qualified by my action or by an action, but by the revealed character of God within that action. Dis nou 'n mondvol. Maar mens, die oomblik as ek en jy begin om liefde te lewe, dan verander ons lewens. Dit kan nie anderste nie. Dis so eenvoudig soos dit. Nou, kom ek vra jou 'n vraagie. Hoe weet jy dat jy is besig om geestelik te groei? Wanneer jou liefde vir God en vir ander mense toeneem. Dan is jy besig om te groei. As dit nie toeneem nie, staan jy stil of jy is besig om agteruit te gaan. En die oomblik wanneer jy ophou om lief te hê, of om iemand lief te hê, gee jy tree agteruit. Jy sien, selfs daai mense wat moeilik is om lief te hê, wanneer ek kies om lief te hê, dis wanneer die ware karakter van Christus in my hart opstaan. Die karakter van vergifnis, die karakter van vryspraak, die karakter wat sê, man, ek maak klaar met my kleinigheid. Ek maak klaar met my eie selfsugtige lewetjie. I finish with myself and my selfishness and I focus my love on people, even if they are difficult to love. That develops the character of Christ in us. So, dis hoekom ons as 'n gemeente sê, ons wil graag 'n plek skep, omgewing skep, waar jy kan liefde lewe. Want dis mos nou wat ons moet doen, is dit nie? Ons wil 'n plek skep waar jy kan transformeer, waar jou denke kan verander en vernuwe word. Waar jy waar verkondig word, waar jy vermaan word. Ons hou mos nie van vermaning nie, is dit nie? Niemand van ons hou daarvan nie. Dis die plek waar jy onderrig word. So ons skep daai plekke. Okay. Ek wil aangaan. Hebreërs 10 vers 24, Hebrews 10, 24-25 says, and let us consider and give attention and give attentive continuous care. Dis nou nie amplified. Ek het hom net in die amplified, hy sê 'n bietjie lekkerder. Hy sê, and let us consider and give attentive continuous care to watching over one another, studying how we may stir up, that is, stimulate and incite to love and helpful deeds and noble activities. Not forsaking or neglecting the assembled together as believers, as is the habit of some people, but admonishing, warning, urging, and encouraging one another, and all the more faithfully as you see the day approaching. Kom ons lees hom net gou weer in die Afrikaans. Sien julle kyk my met sulke snaakse oogies aan. Hy sê, en laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Julle verstaan dit, dis baie maklik, né?
Dan sê hy, en laat ons die onderlinge byeenkoms nie versuim so sommige die gewoonte het nie. Jy. Sien daai gewoonte baie. Maar laat ons mekaar vermaan. Wat het ons vermaan gelees? Paulus met Kolossense. Nee. En dit des te meer julle die dag sien naderkom. Broer en suster, daar's 'n baie belangrike rede hoekom hierdie ding daar is. Hy sê ons spoor mekaar tot liefde aan. Wanneer ons by mekaar is, spoor ons tot liefde aan. Dis wat ek doen. Ek spoor jou aan om lief te hê. Maar dit is ook belangrik, want dis die plek, hierdie is die plek waar ek jou kan leer, jou kan vermaan en onderrig. Sodat jy kan weet wat moet jy doen en hoe moet jy hierdie pad stap vorentoe en hoe moet jy hom loop. Nou, daar's plekke waar ek en jy effektief liefde kan lewe. Okay? Julle sit nou so in rytjies. Okay, maar dis nou die plek waar ons is, dis hoe ons dit nou doen. Ons sit in rytjies. Die ouens wat daar sit, het nog nie vir die ouens wat daar is hallo gesê nie. Okay? So dis moeilik om nou, as 'n ou nou regtig liefde wil leef, dit op hierdie manier te doen. Is dit so? Ja, nee, kyk, ons doen goed, ons groet mekaar, en ons vat aan mekaar so oorbelletjies, en dis nie, baie keer as jy so vat, en sê, skurwe jantjie, nie fluffy eers nie. So ons groet mekaar, ons praat met mekaar, ons sê hallo voor die tyd, ons is gemaklik, maar dis nie die ideale plek om liefde uit te leef nie, is dit? Is dit so? Ja, maar jy is nou eerlik man, ek gaan nie omval as julle dit sê nie. Ja, maar dis nie ook nie die doel van hierdie plek. Dis nie die doel van die byeenkoms nie. Daar's plekke wat om beter verleen, om regtig liefde uit te leef vir mense en vir God. En daai twee plekke is 'n klein groep en die ander plek is 'n bediening. So met ander woorde, ons het klein groepe in ons gemeente waar ek graag wil hê, as jy nog nie deel is van een nie, dat jy by een sal betrokke word. Want dis die plek waar jy regtig kan liefde leef. Daar waar jy skouers skuur met die mense om jou. Jy weet jy, baie keer, ek is al lank met hierdie goed besig. So baie keer sal mense sê, ek het so seer gekry by die vorige selgroep. Is reg, ek verstaan jy kan seer kry. Maar weet jy wat, jy moet een of ander tyd weer die karakter van Christus openbaar, vergewe en bykom. Jy moet begin leef soos wat Jesus wil hê jy moet leef. So miskien om op te hou om kwaad te wees vir wat die vorige ouens gedoen het of nie gedoen het, of gesê het of nie gesê het nie, wat ook al, en party is bad goeters, ek weet daar's mense wat baie seer gekry het al in gemeentes en kerke, maar weet jy wat, jy moet by genesing uitkom, en dit begin by vergifnis, en vryspraak, en as jy dit gegee het, moet jy oor dit kom, so dan moet jy weer begin inskakel, en deel raak, want dit is die ideale plek, waar jy kan skouers skuur met ander mense, nes jy, net so moeilik soos jy. Ja. Dis nou amen of eina, een van daai goed. Maar dis waar ons mekaar leer ken, waar jy mekaar, dis die plek, broer en suster, ek kan dit nie genoeg beklemtoon hoe belangrik dit is, dat jy so 'n plek het, waar jy saam met medegelowiges kan sit, en kan groei in jou geestelike lewe. Dis waar jy groei. En die ander is 'n bediening. Ons het baie bedieninge in die gemeente. En daar's baie mense wat nog nie by 'n bediening betrokke is nie. 'n Ideale plek om 'n bediening uit te leef is binne in 'n selgroep, terwyl jy besig is met daai klein groep om jou bediening uit te leef. Maar ons het bedieninge in die gemeente waarby jy kan betrokke raak en deel raak van en liefde leef, man. Want dis wat ons wil hê jy moet doen, want ek weet die oomblik as jy liefde leef, gaan jy groei. Ek weet dit, want die woord sê vir my dit so. So ek hoef nie 'n vraelys uit te deel en vir jou te vra, hoe lank bid jy, hoe doen jy hierdie? Al wat ek weet is, as jy liefde leef, sal jy groei. Dis wat die woord sê. So kom op 'n plek waar jy kan liefde lewe. Word deel van 'n plek waar jy kan liefde leef. Kry 'n bediening, leef jou liefde vir mense en vir God. So ek gaan afsluit met net vinnig rondom ons groeimodel, net vir julle vinnig verduidelik hoe dit werk. Nou, is belangrik dat ons verstaan ietsie oor kerk. Partykeer hou ons van programme. 'n Programme is nice, né? Stem julle saam? 'n Show is nice.
Okay. Maar programme laat nie mense groei nie. Programme maak mense happy, maar as jy happy is, is nie noodwendig besig om te groei nie. Maar 'n proses laat jou groei. Jy moet 'n proses hê en 'n proses laat jou groei. So as ons 'n visie het en ons sê jy geestelik volwasse in Christus, dan moet ek nou vir myself vra, okay, dis ons droom vir jou, maar hoe kry ek hierdie mense daar uit? Dis mos nou belangrik om te weet hoe kom ons daar. Okay? Daar's 'n visie, daar's die dam aan die ander kant, maar hoe kom ek aan die ander kant? Daar's sekere stappe wat ek moet volg, maar dan moet ek trekkie vir trekkie gaan ek daar uitkom. So wat is dit? En ons probeer dit so eenvoudig as moontlik maak. Okay. So kom ons begin by die eerste ene. Dis nou hierdie een. Ek moet nou net eers hierdie pen se kleur verander. Dis nou daai ene. Byeenkoms. Wat is 'n byeenkoms? Dis hierdie plek. Dis waar ons bymekaar kom om die Here te aanbid, ons liefde vir hom voor hom uit te giet, hom te aanbid, hom te loof en prys met vrymoedigheid sy naam groot te maak. Dis die plek waar ons kom sit om die woord te hoor, om geleer te word, gerig te word. Dis die plek waar as jy konstant onder die woord sit en die rigting hoor wat God in sy woord van ons besig is om te gee, hy jou vat in 'n proses van groei. Stukkie vir stukkie, happie vir happie. God weet waarheen hy sy oppad. Partykeer as ons preek ek in reekse. Hoekom is daar 'n reeks? Want partykeer moet ons meer as een keer iets hoor oor dieselfde ding en is 'n proses van groei. So hoe meer ek myself blootstel daaraan, hoe meer groei ek. So dis die eerste plek. Maar jy het nog glad nie gearriveer as jy net hier kom sit nie. Jy kom net kerk toe. Dis al wat jy doen. So hier reageer ons op sy teenwoordigheid. En ons bid, en dis die eerste ding wat ek bid elke oggend wanneer ek in die oggend hier kom, en voordat ek hier begin preek in my voorbereiding, dan sê ek vir die Here, as U nie opdaag nie, beteken alles wat ons doen niks. Dit het geen waarde nie. Dis net, it's just a show, my dear. Dan het dit geen waarde nie. Maar as U opdaag, dan verander lewens. So dis in sy opdaag. En is in sy opdaag wat ek en jy reageer. Dis omdat hy opdaag dat ek en jy kan sit. Ons kan 'n woord hoor, ons kan verkondiging hoor, ons kan vermaaning hoor, ons kan lering hoor. En hier in my binneste kom Heilige Gees en dan begin hy jou roer. En hy begin met jou praat. En hy begin met jou deel. Ons het nou 2 Sondae gelede het ek gepraat oor oorgee. Laas Sondag gepraat oor vertrou. Ek is so verbaas oor hoeveel getuienisse daar is van mense wat net sê, ek het net oorgegee. En die Here het my kom help. As jy nie hier was nie, aksie. Ek het al baie keer met julle gepraat daaroor. Daar is soms in ons lewens 'n kairos moment, 'n goddelike afspraak moment. En baie keer mis ons God se afsprake met ons. Maar as jy daai afspraak gemis het, mis jy so ontsaglik baie. En ek en jy moenie dit mis nie. So dis belangrik dat ons die byeenkoms bywoon. En dis waar dit begin. Dan gaan ons na fondasies toe. Dis die volgende trekkie waar ek deel word van iets wat die Here doen, iets groot. Dis wanneer ons nou soos 2 weke van nou af het ons fondasies. Ons praat met ons vennote byeenkoms. Wie ons is, wat ons is, hoe ons werk en al die goeders rondom die gemeente. En as jy dit bygewoon het, dan jy moet dit bywoon om deel te word van die gemeente sodat jy kan inkoop in wat ons doen en wie ons is. En dis daai gedeelte waar jy deel raak. Dis waar jy deel raak van die gemeente en 'n pad saam met die gelowige stap. Hoekom raak jy deel? Want jy glo in ons droom. As jy nie glo in wat ons doen nie, wat maak jy hier? Dan moet jy 'n plek kry waar jy iets kan glo. Ek glo jy is hier omdat jy die woord ontvang en omdat die Here 'n verskil maak in jou lewe en omdat ons die waarheid verkondig. Deel van dit. Die volgende een is die klein groepe, daai enetjie. Dis waar ons saam met mekaar groei. So jy word deel, jy sit hier en dan besluit jy, een of ander tyd,
ek wil graag deel raak van die gemeente. Jy gaan na fondasies toe, maar jy moet dan by 'n selgroep uitkom, 'n klein groep uitkom, sodat jy kan groei. Dis die plek waar ons groei. En die volgende een is die bedieninge, dis die plek waar jy jou bediening ontdek en uitleef. En ons sê, elkeen het een. Hier is nie een man, nie een vrou wat hier sit, maak nie saak wie jy is nie, wat kan sê, God het my nie ten minste een gawe, een talent gegee nie. Een bediening gegee nie. Van julle het baie, en julle leef dit uit. Maar die Here het jou ten minste een gegee. So, as jy nie weet wat dit is nie, dan help ek jou om te ontdek wat dit is, sodat jy dit kan leef. Want dit is belangrik. Want as ek my bediening begin leef, leef ek liefde. Dit is hoe ek mense dien en 'n verskil maak. Maar jy sien, dis nou die proses waarmee ons besig is. Maar aan die einde daarvan is daar 'n woordjie wat sê, gaan. Wat sê die groot opdrag in die Bybel, waarmee begin het? Gaan dan heen. Ek en jy is nie net geroep om in 'n holy huddle te wees nie. Weet, hier in ons kerk, en in my selgroepie, en in my bedieningkie, en ek is so happy. Nee man, ons is geroep om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. So waartoe moet jy gaan? Waartoe is die gaan? Jy gaan dan na jou markplein toe. Nou ons het nie markplein nie, ons het 'n markplein. Daar aan die ander kant by die brugmark. Ja, ons het 'n markplein. Ek sien baie van julle gereeld daar. O, daar's lekker pap en kuiens. Okay, nee, ek moet net daai kant toe gaan nie. Ek hoop jy bly hier. Amper jag ek nou hasies. maar weet jy wat? Jy het bure wat die Here nodig het. Jy het bure wat om jou bly, wat nodig het om by geestelike volwassenheid te kom. Kan ek gou vir jou 'n vraag vra? As al die bure om jou geestelik volwasse is, will you be happy? Natuurlik. Want dan gaan hulle geestelik volwasse optree. As die boom oorhang in sy erfie, gooi jy nie klippe op jou dak nie. Hy's daar om jou te, julle verstaan. As my familie, my mense met wie ek werk, met wie ek deel, as hulle op 'n plekkie is waar hulle geestelik volwasse is, dan kan ons nou met smaak saam met mekaar lewe. Is dit nie? Dit maak dit lekker, man. Dit maak dit lekker as die mense dan met my werk deure dien en geestelik volwasse is. Wanneer hulle almal op daai plek is, en dis die plek waar ons almal wil by uitkry. So wat moet jy doen? Jy gaan na jou markplein toe, en wat gaan doen jy daar by jou plekkie waar jy leef en jou dinge doen? You go and invest and invite. Jy gaan belê jouself in hulle. Met ander woorde, jy gaan leef liefde daar. En as jy liefde geleef het, en hulle sien die liefde van Christus, die karakter van Jesus Christus. Broers, ek moet nou klaarmaak, man, ek het so baie om te sê. Maar ek is nou, die oomblik wanneer ek en jy die karakter van Christus teenoor ander mense begin leef, dan raak hulle honger en dors. Ja, want hulle sien iets wat hulle nodig het. Al verstaan hulle nie, al weet hulle nie wat dit is nie, hulle sien iets wat hulle nodig het. Want hulle sien Jesus Christus. So ons gaan leef daar. En omdat ons glo, ons het 'n visie, en ons het 'n droom. Wanneer jy daar in jou markplein is, en jy sien die persoon daar sit en sê, ek het 'n droom vir jou lewe. Jy geestelik volwasse in Christus. En ek weet waar jy die pad kan loop. So dan as jy dit gedoen het, dan stap jy saam met mense 'n pad van geestelike groei en ontwikkeling. Wanneer jy belê en jy nooi hom en jy sê vir hom, kom luister 'n bietjie, kom hoor 'n bietjie, kom groei 'n bietjie. Ja, jy moet die ingesteldheid in jou hart hê, dat as jy iemand sien, moet jy onmiddellik vir jouself sê, waar's hierdie ou se plek in die geestelike lewe? As ek daar's so baie mense, ek stap en dan sien ek jong mense,
Die eerste ding wat in my hart kom is, ek wonder waar aanbid hulle. Ek wonder waar dien hulle die Here. Ek wonder of hulle hom ken. Ek wonder of hulle pad met hom stap. Ek wonder of daar iets is wat ek vir hulle kan sê, dat hulle lewens kan verbeter en dat Jesus Christus in hulle kan begin 'n gestalte vind. Jy moet so leef. Hoekom? Want jy glo in die droom. Want jy droom saam. So hierdie is ons droom vir jou. Dis my droom vir jou. Dis my droom vir ons dorp en vir ons omgewing. Dis my droom, as ek dit kan droom, vir die hele wye wêreld. Maar dis ook jou droom vir my. Want ek waarborg jou, ek is ook nog op pad. Ek het nog nie gearriveer nie. Ek sou graag 100% soos Jesus Christus wou lyk en doen en optree. Maar tog, ek mis ook maar baie. So dis jou droom vir my. Dis ons droom vir mekaar. En is ons gemeente se droom vir almal. Dit maak dit onsinne. Dis wie ons is. Dis hoekom dit die plek is waar jy behoort. Dis hoekom dit die plek is waar jou lewe kan verander. Kom ons maak ons oë toe dan bid ons saam. Here, dankie vir die woord, dankie dat U ons leer, dankie dat U met ons praat vanoggend. Here, U ken ons lewens. U weet waar ons is en wat ons is. Koning. Hoe graag, Here, sal ek volkome wil wees, soos U, Jesus. Volledig. Help my om daar uit te kom, Here. Maar help my, Here, om elkeen wat hier is te help om daar uit te kom. En almal met wie my pad kruis. Here, dat ek ook soos Paulus sal kan sê, hom verkondig ek. En ek vermaan. En ek onderrig. Om elke man, elke vrou, en elke jong mens, en elke kind, volmaak in Christus Jesus voor te stel. Kom plant dit diep in ons harte in, Here. Kom sit dit diep in ons wese in. Dat ons, Here, dit sal leef met alles wat ons het, alles wat ons is. Dankie dat U dit vir ons doen. In Jesus se naam. Amen.